Weer eens baie welkom hierso. Ek is opgewonde. Jy weet, ons gaan deur soveel negativiteit as jy kyk die afgelope week weer van 'n Christenman wat sy lewe verloor het. En weet jy, toe ek dit hoor, wys Heilige Gees vir my, Hardes, 'n saadjie moet baie keer in die grond val en sterf, sodat daar 'n oes kan opkom. Ons verstaan dit nie altyd nie. Daar is nog soveel werk vir daai man gewees. Maar die reaksie van die sterfproses is wêreldwyd. Daai sterfproses het veroorsaak dat daar miljoene ter miljoene mense voor die televisie gesit en luister het en wat nou? Wat gebeur hier? En dan 'n ander ding ook, en ek gaan my nou nie daaroor uitlaat nie, maar dis 'n ander ding ook wat 'n mens laat nogal wonder. Dani Botha het gesê die wegrapping is nou hier. Terloops, is jy reg? As hy reg is jy reg? Of wag jy eers vir jou by die einde van die maand? Ek vra die vraag. Of ek hoor gisteroggend hoor iemand het gesê, klomp mense het gaan skuld maak. Net vir oulaas nog 'n bietjie lekker leef. Of klomp mense het hulle goed verkoop, nou hulle geld begin hulle blaas. Of nou net nog 'n bietjie voele. Dis die waarheid. Dis hoe ver mense gaan. In plaas van, wie is ek en jy in Jesus Christus? Waar is ons covering? Waar is ons backup? Waar is ons sekuriteit? Waar is ons identiteit? Ek sê eintlik identiteit. Dit is so belangrik. Kind van God. As jy in Christus is, jy vrede. Amen. Dankie vir daai amen. Ek waardeer elke amen wat ek kry, hoor. Hoor mooi wat ek jou sê. Dat ek net hier 'n slukkie water vat. Bel vanoggend vir Michael. Ek sê vir Michael, het jy 'n visstok daar? Ja, pastoor. Nou sê ek vir hom, bring die visstok kerk toe asseblief. Hy hoor nie van kerk nie, hy hoor van visvang, ons gaan visvang. Toe ek hier by die kerk stil hou, miskien jy dalk so 'n bietjie sagter stel, ek weet nie. Toe ek hier by die kerk stil hou, toe staan hierdie man hierso. Hy is reg, en sy sak is reg, en alles is reg. Ek sê, nee, waar is die visstok? Ek sê, pastoor. Ek sê, bring hom. Asseblief, Boeta, ek het hom nodig. Ja, maar ek dink ons gaan nou visvang. Ag, ek is teleurgestel, sê hy vir my. Sorry, ek het jou teleurgestel, Boeta. Wel, ons het hom hier gekry, en vanmôre gaan ek so 'n bietjie met jou deel. Maar voordat ek wil begin hierso, met my titel is, vang jy vis of gooi jy klippe? En dit is iets wat Heilige Gees maar self vir jou kan openbaar. Waarmee is jy besig? Vang jy vis of gooi jy klippe? Kom ons sluit die oë. Here, het vir my hierdie tema gegee om oor te praat, en Heilige Gees, soos wat ek nou hier verwelkom het weer eens, wees in die Heer. Help my dit te kan hoor, soos wat U wil hê ek moet praat. Help my om te praat ook. En help elke persoon wat vanmôre hier sit, U ken sy omstandighede. Here, help dat ons kan lig, dat ons nie kan vernietig en breek en seermaak nie, maar dat ons kan lig. Ek bid dit so in Jesus se naam. Amen. Ja, vang jy vis of gooi jy klippe? En dis iets wat jy vir jouself kan antwoord basies. Wat gaan in jou kop aan? Wat gaan in jou gedagtewêreld aan? As jy hoor van Christene, wedergebore Christene wat foute maak, wat gaan in jou kop aan? Gooi jy klip, vang jy vis. Jesus het gesê in Matteus 4 vers 9 en 10,
kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Wat sê ek? Volg my, kom, ek loop voor, hou my dop. En daar het hy vir ons die woord gegee. In Johannes, ek is baie lief vir Johannes, in Johannes, sê ek loop voor, kom jy agter my en hou my dop. Ja, maar ek weet nie altyd hoe moet ek maak nie. Hoe het Jesus gemaak? Dis altyd belangrik. Ons is so geneig om te gaan en te sê, ag, wat sê jy, hoe werk dit? Kom ons gaan drink 'n brandewyn en Coke in die bar. Wat dink julle ouens, wat moet ons doen? Ag man, trip hom, slat hom, gee hom 'n hou. Baie bekend vandag, skiet hom en kry met jou pad uit. Moenie met hom sukkel nie. Dis algemene taal vandag, hoor wat ek jou sê. Matteus 4:19. Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Johannes 8:7. Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Hier kom aan hier, man. Vang vis. Vang vis, weet jy, slaan hom so oor, jy sal hom so, gek, as ons reg, met die toukie, en wat in die gewiggie wat hang, en dan gooi ek hom, en dan los ek, en dan gat hy, maar as ek slaap, dan val hy voor my neer, jy moet hom die regte tyd los, het jy dit geweet? Daar is iemand wat leer. En dan kry jy die ander ene, en ek wil jou terugvat, ek was klein gewees, my paal was altyd baie lief gewees om vis te vang. Baberspan, die grootste selvormende meer in die suidelike halfrond, tussen Delarival en Sannieshof. Gert nik sy kop, hy weet waarvan ek praat, ek het groot geword in daai wêreld, en dan gaan vang ons vis, daar's nie bome nie. My paal het, dan gaan hulle pakkie visstokke uit, kry die aas reg, wat 'n kanoe gehad, van die kanoe, kom ons maak voerplek, kom ons gaan in met 'n bottel, waar maak ons die voerplek, die mielies word daar, kaboemielies, stampmielies word daar gegooi, dan sagte mielies, en ek is klein, maar dan raak ek vervelig, want die vis wil nog nie byt nie, dan gaan tel ek klippe op, ja, jy getel klippe op. En dan gooi jy hom op die water, die plat klippie. Dan gooi jy hom, as jy hom so gooi, dan kyk jy hoeveel keer maak jy so op die water. En nou weer hy so skie op die water, meer suksesvol as jy. En as jy pelle het wat saam met jou gaan, dan toets jy, dan kyk jy, wat 'n ou se klip gaan die verste, wat 'n ou se klip maak 'n mooi sirkel. Dan klien jy het hom dan. So met die gevolg is, en dan staan my pa op, hoor, dan sê hy, ou boet, het jy saam gekom te kom vis vang, of het jy my visse kom wegjaag by jou klippe? En dis ernstig, want 'n visserman gaan nie al die moeite doen, om kos uit te vat, en die hoek, en partykeer as hy nou kanoe, dan vat hulle nou die aas uit, en laat sak dit, laat val dit daar ver in, net om te wag vir daai vis nie, en tussentyd die kinders hier besig. En ek wil jou 'n bietjie terugvat, waar Jesus nou gepraat het van Matteus 4:19, van hy maak vissers van mense, Bybels, woord, gees, en dan sê hy ook, wie sonder sonde is, laat hom eers 'n klip gooi. Johannes 8:7. Is jy sonder sonde? Ek vra jou. Nou vra ek jou, gooi jy klippe? Dis belangrik. Ons is vinnig om te identifiseer en te sien wie maak die foute. Die man wat vis vang, wat die aas uitgooi, trek die vis nader. Die man wat die klip vat en gooi, jaag die vis weg. En kan jy mooi sien, dit is 'n klipharde ding. Dis nie sag nie. Dis nie mooi nie, dis nie gees nie. Maar die woord van God is gees. Jesus wat sê, Johannes 6:63, wat sê, die woorde wat ek spreek is gees en dit lewe. Die boodskapper sê so mooi, hy is nie op nie, ek deel met jou wat Heilige Gees my gewys het. Die boodskapper sê so mooi,
Ja, Johannes 6:63 sê, en die Heilige Gees werk deur die woord van God. Weet jy, dit is 'n revelation vir my gewees, dit is nie nou daar nie. En hy sê vir my, die woorde wat Jesus met ons deel, is soos 'n pil. En binne in hierdie pil is daar kapsules. Jy trek hom so uit mekaar uit, en so uit, en dan saai poeiertjies daar binne. Heilige Gees, genesing, vrede, liefde, selfstandigheid, geduld, binne. Maar jy moet eers die woord vat, en hom bedink, laat hy kan lewe word. Dit is so ontsettend belangrik. Daarom noem hulle dit vandag die gospel. Ek kom terug. Matteus 4 vers 18 tot 20 wat sê, Petrus en Andreas het hulle net so gelos om mense vir God te wen. Ek wil dit vir jou mooi lees. Eendag het Jesus by die see van Galilea gaan stap. Hy kom toe af by die twee broers Simon en Andreas. Simon is toe later Petrus genoem, daar het 'n verandering plaasgevind. Simon visserman. Petrus, het jy my lief? Hy kom toe af op die twee broers Simon en Petrus. Hulle twee was vissermanne, Simon en Petrus. Veral net wel Simon en Andreas. Hulle was juis besig om hulle nette in die see te gooi, toe Jesus vir hulle sê, laat staan julle nette, kom agter my aan. Word my volgelinge, dan sal ek julle wys hoe om op 'n nuwe manier vis te vang. Ek sal julle leer om van nou af mense te vang wat in sonde leef, sodat hulle deel kan kry aan God se nuwe wêreld. Geliefde, hoor jy wat sê die Here? Kom, volg my, laat ek jou leer, laat ek jou wys hoe. Dit help nie, jy gaan nie kom deponeer 'n klomp opkennis binne in jou nie. Die kennis wat Jesus vir jou gee, die woord van God, wat jy vat en bedink om, dit lê in jou hart. En die Heilige Gees kom en hy vat jou, hy leer jou, hy wys jou. Jy lees die woord van God, maar dan dink jy, en as jy hom so begin bedink, dan begin jy hom te sien. Dan lewe hy. Openbaringskennis wat lewende God vir ons gee so, via Heilige Gees. Daarom is dit so ontsettend belangrik. Ons moet onthou, 'n visserman is geduldig. Wanneer die Heilige Gees vir jou so wysheid gee, insig gee, woord gee, dan help hy jou om meer geduldig te wees. Hy help ook jou om die regte aas te gebruik. Onthou, nie elke vis eet dieselfde aas nie. Jy kan nie gaan verwag om marlyn te gaan vang, byvoorbeeld, in diep see, waar dit wild gaan, ure en ure is gevang, teenoor 'n karp met 'n kaboomelies nie. Nee, kan nie. Jy gaan nie 'n marlyn vang met melies nie. Nie 'n manier. Jy moet 'n ander stukkie vis weer insit vir 'n marlyn om hom weer in te trek. En net so ook met 'n baber. Baber eet enige ding, hy lê in die vlak waters. So, dit is so belangrik, ons moet onthou, man, weer eens, waarmee is jy besig? Vang jy vis, gooi jy klippe? Waarmee is jy besig? En dis iets wat jy vir jouself moet antwoord, jy gaan nie vir my kan antwoord nie. Dan vra ek jou die vraag, die manier hoe jy vis vang, trek dit vis. Die manier hoe jy mense vang vir die koninkryk van God, trek dit mense. Wat 'n manier? Hoe werk jy? Wat is jou hart? En al hoe jy dit kan regkry is, as jy in sy teenwoordigheid die heeltyd is, en daai seën van hom, daai anointing, daai salwing van hom loop oor,
Mense, ek het al gekry, dan kom mense, kom hulle ingestap in my huis byvoorbeeld, en hulle saam met 'n ander persoon gery, en hierdie persoon is verskriklik negatief, hierdie persoon praat net lewe, dood in die kar, maar as daai mense wat saam met hom uit daai kar uitklip, en hy kom in my huis, dan hoor ek die gees wat hy ingebring het saam met hom. Dan onderskei ek hom. En daai gees, daai negatiewe gees, daai klip gees, wil alles kom depressief maak. Want hy dra die gees oor, omdat hy in die teenwoordigheid is van 'n negatiewe mens. Dis die waarheid. Hoor wat ek jou sê. Saam met wie bring jy tyd deur? Bou dit jou of breek dit jou? As jy alleenig is, en dit gaan net oor I, me, myself, dan bring jy jouself af. Kom in die teenwoordigheid van die lewende God, kinders van God. Dis die krag van die Heilige Gees. Hoekom? Want hy het 'n getuienis. Hoor mooi wat ek jou sê. Daarom moet ons altyd onthou, dat klippe gooi verwoes lewens. En weet jy wat, die mens wat die meeste klippe gooi, is die mens met die seerste binne in hom, wat hy seer gekry, en hy kon nog nie sy seer verwerk nie. Hy kon nog nie genesing kry nie. Luister, die seer hier buite, baie seer. En raak betrokke. Die seer hier buite, ja, maar ek weet nie hoe die verstoor. Moenie jy worry nie, die Heilige Gees gaan jou help. Ek wil jou voorstel in die Heilige Gees, bou jou verhouding met die Heilige Gees. Dan gaan jy weet hoe om dit te doen, want ek weet ook nie om jou te leer nie. Maar ek kan jou voorstel in die Heilige Gees, en hy weet hoe om jou te leer. Wat kan klippe wees? Klippe is kinder. Kritiek, altyd kritiek, negativiteit, veroordeling. Wat is nog 'n willeklip? 'n Willeklip, hoogmoed. Dit Satan uit die hemel uit laat val. Ek het my posisie en jy sal my nie aanraak nie. Hoor mooi wat ek jou sê. Wil jy deurbraak in die geestesriem hê? Sak op jou knieë. Here, U wil nie my wil nie. Johannes, die liefde Johannes, ek noem hom altyd die liefde, en ek het dit al 'n paar keer gesê, maar gaan dit weer vir jou sê. Hy het met sy kop teen Jesus se bors gehoor lê, en hy het die hartklop van Jesus gehoor. En hy het sy oë op Petrus gevestig gehou, en Petrus het vir hom geknik. Jy kan maar gaan lees in Johannes. En Petrus het vir hom geknik. Toe sê hy, Jesus, wie is dit wat U sou verraai? Nederigheid, humbleness, kom in die regte posisie, sodat jy die openbaringskennis kan kry, sodat jy die revelation kan kry. Jy gaan dit nie kry as jy hier is en jy gooi 'n paar klippe in jou hoed. Ou sis, ek praat met jou mooi. Dit help ook nie, jy lees hope en hope boeke nie, en ek is skuldig, ek lees baie boeke, ek is lief vir boeklees. En jy deponeer dit hier nie, want dit is kragteloos. Dit werk nie so nie. Kom hier deur, Heilige Gees, my Heilige Gees, my mooi Heilige Gees. Ek is lief vir die Heilige Gees. Dit is so belangrik. Daarom, elke klip wat jy gooi, veroorsaak kringe, die visse word bang, hulle vlug. Jy het niks vis gevang met jou geklipgooiery nie. Kom geliefde, hoor en hoor mooi, ons is in die eindtyd, ons tyd is min, jy het 'n bietjie tyd oor om te kan doen wat jy kan doen, die lewende God het binne in jou, ek gaan vooruit my preek, binne in jou 'n spesifieke visstok gedeponeer, en wat is dit? Jou bediening, net joune, nie myne nie. Ek kan jou nie kopie nie, jy kan ook nie ander mense gaan kopie nie, dit werk nie so nie, daarom het ons die kerk nodig, ons het vir julle nodig,
Petrus hulle toe hulle vis vang met die nette. Hulle vang met nette, hulle vang nie met 'n visstok nie, hulle vang met 'n net. Hulle is 'n groep mense wat 'n hoop klomp visse ingooi, 153 toevallig in die laaste keer. Dan sit 'n paar manne, maar vang soveel meer vis. Daarom het ons jou nodig. Raak betrokke by die kerk. Serve team, ek het jou nodig. Ek het jou nodig vir kollekte, ek het jou nodig vir aanbieding, ek het jou nodig vir opleiding. Kom, waarmee is jy geëkoop? Want dit waarmee jy geëkoop is, die visstok wat jy gekry het, is 'n blerrie goeie visstok. En dan kan nie jou visstok by jou vat nie, want dit is joune. Jy het die krag, net jy het die krag om hierdie visstok te kan hanteer. Nie ek nie. Hoor mooi wat ek jou sê. Broers, Galasiërs 6 vers 1 wat sê, die hart van 'n visserman, en ek het dit voorgeloop, maar ek kom terug, die hart van 'n visserman, herstel iemand in 'n gees van sagmoedigheid. Mense het seer, werk met sagmoedigheid. Ons kan nie, die klipgooiers praat van 'n oog vir 'n oog. Ons kan nie, dit werk nie so nie. Maar wanneer jy die sagmoedige woorde uitstuur, gevorm deur Heilige Gees, onthou, jy kan hom kop hê, maar hy gaan nie vir altyd daar bly nie. Jy kan jou woorde sagmoedig kop hê. Dit kan gebeur. Maar wanneer jy jou verhouding het met die Heilige Gees, dan help hy dat jy jou woorde permanent sagmoedig is. En waar jy jou woorde uitstuur, bereik dit die doel. Broers, dis Galasiërs 6 vers 1:53 vertaling wat sê, broers, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie versoek word nie. Jy help hierdie persoon, jy praat mooi, en hy haal sy hand uit en hy klap jou deur die gesig. En dit kan nie vir 'n oog nie. Jesus sê, draai maar die ander wang. Kom ons draai weer, kom ons probeer weer, my Engelse taal. Heilige Gees, my helper. Galasiërs 6 vers 1, en ek is lief vir die boodskapper, ek lees daai Bybel ook. Die 53 vertaling is my basis. Teenoor hulle klap my partykeer so 'n bietjie bykop. Jy kan bykop. Ek is lief vir die 53 ook. Maar dan lees ek die boodskapper ook. Het jy dalk op? My broers en susters, as ander gelowiges, let wel, ander gelowiges binne in die kerk, aan die een of ander sonde toegee, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, hulle reg help. Bring hulle terug op die regte pad, sonder om hulle te veroordeel. Tree vol deernis op, maar pas op, dat julle self nie voor die sonde soog nie. Ons kan so maklik verloor. Weereens, hoe lyk die hart van 'n visserman? Wat gebruik hy? Wat sit hy daarvoor by die hoek om daai mensies te vang? Daai seer mensies in te kry. Daai mensies wat alleenig is, wat nie ondersteuning het. Wat gebruik hy? Liefde. Ten eerste, liefde. Tweedens, geduld. En derdens, respek. Ons moet die mense voor ons respekteer. Ons moet altyd as ons na mense kyk, moet jy nie sê, ag, wie is hy of sy nie. Nee, hierdie is 'n siel wat 'n liggaam gekry, afkomstig van die lewende God. En God het 'n plan met hierdie persoon. Ons moet mekaar respekteer. Ons moet vir Julius Malema nog steeds respekteer. Daar is nog steeds hoop vir hom. Ons kan nie sê daar's niks hoop nie. Kan net so gebeur. Ons moet versigtig wees. Almal het 'n regverdige kans. En solank as wat daar tyd is, is daar hoop. En solank as wat daar hoop is, kan jy intree met gebed. You can pray. You can intercede for that person. As ek nou so wys iemand sê, enetjie kan aanbring. Want onthou, wanneer jy bid vir 'n persoon,
is dit nie sodat ander mense moet sien jy bid nie. Nee, is nie soos die Fariseërs nie. Here, dis my verhouding met U. Ek kom met 'n opregte gebed, 'n opregte hart. Ek bid vir hierdie persoon. Here, raak hierdie persoon aan asseblief. Moenie ophou nie. En as jy klaar gebid het, dan vat jy die stap van geloof en jy sê, Here, dankie vir genesing wat plaasvind. Ek ken nie daai persoon se omstandighede. Ek weet nie hoe daai kind groot geword nie. Hoor hierso, kinders word verniel vandag. Hoor mooi, daai kind word so groot gemaak. As hy 24 jaar oud is, trou hy dalk met jou dogter. En hy verniel jou dogter want hy weet nie hoe om haar te hanteer nie. Want hy het so groot geword met sy ma en sy pa se huis en die is ook uit mekaar uit. En ma en pa, hoe het hulle groot geword? Kan jy sien? Waaroor gaan dit? Ons is so geneig om mensies aan te vat. Te vinnig aan te vat. Heilige Gees, help my helper, my trooster. Lukas 5 vers 4 tot 7. Petrus vang 'n groot hoeveelheid vis toe op Jesus se woord gehoorsaam is. Hoor mooi. Die woorde wat Jesus spreek is gees en dit lewe. En sodra jy daai woorde kry, daai pil kry met die Heilige Gees in en jy drink hom, dan kom hier iets binne, van binnekant af na buitekant toe. Skus, die wêreldse stelsel is van buitekant af binnekant, maar binnekant gaan dit uit en ek leef na buitekant toe. Weer eens, verhouding. Onthou ons net, is die evangelie boodskap. Evangelie, die Heilige Gees se krag en ons eenheid as 'n gemeente. Ons moet as eenheid opereer. Hoor mooi wat ek jou sê. Daarom ook soos vanmiddag ook weer ons Bible School on Wheels, Dr. Bruce Wilkinson. En ons is besig dink ek met die laaste groot vak. En dan gaan ons met die kleiner vakkies begin. En wat so mooi is met Dr. Bruce Wilkinson, en ek is besig, ek vertaal dit na Afrikaans toe, is, en dit is fantasties hoor, waar daar's twee maniere, of hy's eider besig om jou as pa te tigtig, hoekom gaan dit so sleg met my, die Satan is nou weer, luister jy mis, Vader is besig om vir jou te sê, kom sussie, jy is nie reg nie, op 3 vlakke wat hy jou vat, hy waarsku jou, dan raak hy ernstig en dan begin hy jou pak slag gee. Of, Here, ek is nou in evil, maar daar kom, nou gaan die snoeiproses, daar is die pak slaagproses, hier is die snoeiproses, wat 'n posisie is jy? Het jy dit al ontdek? Waar is jy? Weet jy? Of is dit maar nou net die duiwel se skuld dat dit so sleg gaan met jou? Intussentyd dra jy vrug, jy is besig, jy het 'n vrug uitgekom en hier so, en het julle gesien wat gebeur met die rose hier buitekant? Ek en Jackie het hulle gesny ou maat. Ek het gedink daar goed gaan nie weer groei nie. Maar het jy gesien hoe groen lyk hulle hier buitekant? Ons word gesnoei in die proses waarin jy is, in jou geestelike proses. Nee, dis verkeerd, dis nie so nie, maak so, kom ons snoei jou. Here, dankie, hier kom nuwe vrug, hier kom nuwe vrug. Nou, jy's weer verkeerd hier, pas op, kom weer so. En so groei ons in die Here. Dis so belangrik, ons groei in die gemeente. En hoor mooi wat ek jou sê, jy gaan 'n vergoeding kry. Jy kan nie sê dit wat ek doen is nutteloos, is sinneloos nie. Nee. Onthou, eenheid trek mense aan van buitekant tot binnekant. Verdeeldheid jag mense weg. Hoor mooi. Hoe leef jy? Johannes 17 vers 20 tot 21. En toe ek het lees, dit tref my, dis Jesus wat met Vader 'n gesprek hou, gesprek voer, die 53 vertaal, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, sê Jesus, dat almal een mag wees, net soos U. Vader is in my, en net soos ek in U Vader. En dat hulle, die gemeente, ook in ons, Vader en ons, ek en U, ook hulle, die gemeente, in ons kan wees.
Wat se beskerming wil jy nog hê? Die lewende God, het jy gehoor die weer laasnag? Hoe blits hy slaan het. En ek besef net weer toe ek opgestaan het. Here is groot. Ons moet nie goed onderskat nie, hoor. Ons beperk hom, ons sit hom altyd so in 'n ou boksie. Ons dink hy pas in hierdie kerk. Luister, hy's te groot vir hierdie kerk, hoor mooi. Hy's te groot vir Suid-Afrika. Hy's te groot vir die wêreld. Hy pas bo die heelal, want hy die sterre gemaak. Ken jy hom? Of sien jy hom net hier so as 'n klein gooitjie? Nee, jy speel met vuur, hoor. Ek sê dit nou vir jou. Daarom is dit so ontsettend belangrik, en ek gaan afsluit. Ek begin einde se kant toe beweeg. Ons staan elke dag voor 'n keuse. Wat is jou keuse? Sal ek mense nader trek met die liefde van Christus, of gaan ek hulle wegjaag? Ek hou nie van myself nie, hoekom moet ek nou vir jou hou? Daarom vra ek jou mooi, geliefde luisteraar, mooi, ek vra jou mooi, gaan sit weer in jou stilte tyd. Here, is ek in lyn? Heilige Gees, is ek in lyn met die plan wat U vir my het? Hoor ek? Beweeg ons in die regte rigting? Of is ek hier besig met my eie goed, en die Heilige Gees staan hierdie kant vir jou en wag? Waar het jy hom laas gelos? Tussen my en jou. Want as dit swaar gaan met jou, dan het jy hom ergens gelos, hoor. As dit baie swaar gaan, moet jy weet, jy het ergens dalk gemis. Dan moet jy teruggaan en weer sê, Here, kan ek regmaak asseblief? Ekskuus, ek vra om verskoning. Daarom is dit so ontsettend belangrik. Daarom, gemeente, ons saam vorm ons hierdie net van liefde, wat ons saam kan uitgooi. Jy praat met daai en dit is wat Heilige Gees na kyk. Hy kyk na die eenvormigheid. En daarom is, ek gebruik weer vermaak as voorbeeld met sy getuienis, 'n mooi getuienis, waar hy uitgaan en hy gaan praat met iemand anders, en hy deel sy getuienis met daai persoon. Ek kan nie daai getuienis met iemand deel nie, want ek het dit nie ervaar nie. Maar dit is sy autoriteit, hoor. En Heilige Gees werk saam met hom met sy getuienis, met sy autoriteit wat hy het. Daarom kan hy praat. Hy het nie nodig om 'n evangelis te wees nie. En net die stem van die Heilige Gees hoor. En ek gaan nou nie die versie noem nie, ek het hom nou nie hier by my nie, maar Jesus het gesê, 'n klomp mense het voor hom kom staan en gesê, maar ons het in die naam, het ons duiwels uitgebreek, ons het siekes gesond gemaak. En sê, gaan weg, ek ken jou nie. Ek waarsku jou. Jy kan nie voor die lewende God eendag gaan staan en sê, ek het nie geweet nie, ek waarsku jou. Jy het geweet. En hy gaan jou herinner. Want dit is 'n las op my, as ek dit nie met jou deel nie. Maar as ek dit met jou gedeel het, dan het ek dit vir jou gegee. En jy moet terugkom na jou bediening toe. Afsluiting, as jy klippe gooi, is jy oppervlakkig, en in die geestesrelm gebeur niks goeds nie. Daar gebeur niks in die geestesrelm. Die visse vlug van jou af weg, jy kan hom nog nie gevang kry nie, jy mors jou tyd. Dit lei eintlik tot uitbranding, want jy mis. Die Heilige Gees staan een kant en wag vir jou, dit kos baie inspanning en moeite, en dit kan, soos ek nou gesê het, aanleiding gee tot uitbranding. Jy's moeg. Here, wat het ek gemis? En jy is gefrustreerd. En die mense wat in jou pad kom, maat, jy gee hom sommer skop. Ja, want jy's kwaad. Jy is nie tevrede met jouself nie. Maar dit is as gevolg van uitbranding, want jy is op die verkeerde plek. Want jy wil so graag ander mense probeer beïnvloed, probeer beïndruk. En dis daar waar jy die grootste fout vir jou lewe kan maak. Luister mooi. Werk stadig, maar werk presies. En werk saam met die Heilige Gees, hoor sy stem. Dis belangrik. Dis die Heilige Gees wat kom en hy help jou met die vis te vang. En dan kom hy in vir die koninkryk van God. Luister, daar's 'n vergoeding vir jou.
Die Here gaan jou vergoed. Jy moenie dink hierdie 70, 80, 90, 120 jaar dalk wat jy op aarde is nou die ewigheid nie. Dis nie die voorbereiding vir die ewigheid wat voor lê. 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 15, my tweede laaste versie wat ek met jou wil deel. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elke een se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit uitwys, omdat dit deur vuur geopenbaar sal word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. En as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Jy gaan jou vergoeding kry. Hoor wat ek jou sê. Ons het nie 'n idee wat die Here vir ons instoor het nie. Ons weet nie wat die Here ons mee gaan vergoed nie. Dit gaan so wow wees. Want as jy dit nou moet weet, gaan jy dit nie kan hanteer nie. Dan gaan jy dit in die lug gooi en sê, ag nee Here, nou gee ek moed op. Ek dink nie ek sal dit ooit in my lewe kan bereik nie. Intussen is dit die Heilige Gees wat op jou help om dit te kan doen, om dit te kan kry. Ons kan dit nie op onsself doen nie. Boodskapper wat sê, kyk mooi na die materiaal wat jy gebruik om te bou. Want dis die Here gaan inspeksie kom hou. Jy sal dit nie vir hom kan wegsteek as jy minderwaardige of afskeep materiaal gebruik het om die gebou van sy gemeente te bou nie. Hoor mooi, jy bou die gemeente van God. Klaar, is nie onderhandelbaar nie. Wat het jy bygesit? Wat het jy bygedra? God sal vir hulle wat goed gebou het 'n goeie beloning gee. Hoor mooi. Maar die mense wat sleg gebou het, sal op die dag wanneer die Here weer kom om hulle werk te inspekteer, baie spyt wees. Moenie laat dan julle spyt wees nie. Jy het kans, jy het geleentheid. Kom, raak betrokke. Die Here gaan wel in elk geval daarom nie wegjaag nie. Dis goeie nuus. Die Here sal wel nie wegjaag nie. Maar dit sal vir hulle net so goed wees asof hulle niks vir die Here gedoen het nie. Hulle sal met 'n bloedrooi gesig skaam agter die ry moet gaan staan. Mens, daar's hoop. Kom terwyl jy kan. En luister mooi. As jy hier sit en jy's moeg, jy's moedeloos, dan sit hier 'n ander boeta of 'n sissa langs jou wat jy kan sê, bid vir my asseblief. Ek is af, ek is down, help my asseblief. En dan moet ons oopmaak. Jy kan nie 'n one-man show wees, nou gaan ek huis toe, nou sit ek hier so nie. Nee, jy mis. Jou seer wat jy hier ervaar het. Daai boeta of sissa wat nou vir jou hier help, leer ook uit jou proses uit. Hulle het nie nodig om weer daai pad te gaan stap nie. Kom lê die oop. Sit net bietjie die kop. Ek wil nou hê jy moet net rustig wees. Ek gaan nou vir jou bid. Bedink 'n bietjie mooi.